Chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki, chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki fucking ball. Lekker boys, Chattabiki bol sonder Porrie. Porrie is alweer op verlof. Hy sit in Panama, whatever. 'n Land wat beroemdheid gekry het. Een of ander ou het na 'n stormreën effens 'n sloot gegroei. Nou is die plek famous. And what a life. Ek is eintlik jaloers op Porrie, want Saterdag kry ek hom op die lughawe, dan gaan ons Jacobsbaai toe, saam ons vriend. Boys, die naweek is verby, die bokke het geseëvier teen die hoenders, en ek moet sê, ek dink vir wie die ergste was, obviously, is die Fransmanne, en vroue, en neutraliste. Dit is, kyk, die Franse oor die algemeen is 'n baie emosionele en 'n sensitiewe nasie, maar 'n ou kan dit handle. Dis soos die average vrou op 'n Dinsdag. Maar, wen jy hulle nou met 14 man? Wen jy hulle nou met 14 man op hulle home team, dan raak hy fokus so suur, soos Magal wat 'n maand in die son gestaan het. Hulle is nie happy nie. En die probleem is, nou sal Suid-Afrikaners, en ons Suid-Afrikaners kan 'n wen in vryf. Boys, ek dink iets wat uitgestaan het, die oorwinning, is, en ons gaan nou kom by die 14 man situasie, is ons kicking game en ons voorspeler gedomineerde game. Okay. Boys, ek dink dit is duidelik, ons het daai goeters onder die knie gekry, en dit gaan alles in toets rugby gaan oor pressure. Okay. Dit is soos 'n stoom, dit is 'n ding wat jy tik, 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 bah, breek iets, en dis toe nou wat gebeur het. Okay. Die verskil tussen club rugby en URC of super rugby is tempo, en die verskil van daai tempo en talent af na toets rugby toe, is die hantering van druk, en die applikasie van druk. Okay. En dit is waar ons het baie goed gedoen het. Hamer, en in die tweede helfte, al is dit met 14 man, dan volk die wiele af, en dan kry ons soete oorwinning. Champion! So ons het die 6 nasie kampioene pak gegee, en nou die tweede hurdle, boys, is Ierland. En ek gaan kyk, ek vlieg volgende week, dankie Kasel. Maar voor ons dan nou by Ierland kom, boys, die Janers, die Italianers. En kyk, die Italianers is ook passievolle mense. Weet hulle, dis daai tipe mense, hulle soen mos tussen 2 en 4 keer, almal. Jou fucking wange is vol onderlaag, en dit vat 'n rukkie. Okay? Nie soos ons wat vinnig, ons is 'n eensoenasie. Hallo, behalwe natuurlik, almal het daai een tannie, met die snor en die ligte grys moesie, met die dik sambok haartjie, wat hom bietjie loop voor die tyd, maar sy inkom met die plat mondjie, en dan so 10 sekonde tong. Boys, iets wat ons nie moet vergeet van die Janers, die Italianers nie, hulle het nou net die Australianers gewen, en die laaste toets wat hulle gespeel het, hulle met 7 punte verloor teen Ierland. So dis nie 'n ligte span nie. Dis nie 'n ligte span nie, hulle voorspelers het begin meer dominerend raak, hulle het 'n goeie voorry, hulle het vir Jake Paul op slot, hulle is nie net 'n hierjy spannetjie, en ons gaan net shadow nie. Ons sal moet pitch, en ons sal dit moet baie ernstig opvat. Varkarts! Boys, ons varkhart vir hierdie week, almal het weer eens goed gespeel. Sash was weer ongelooflik, die man is op 'n fantastiese traject, ons moet hom mooi nurse, en ons moet hom mooi bestuur, ons moet hom toelaat om sy selfvertroue uit te leef op die veld, en vir hom om foute te maak, want dis hoe hy ervaring gaan kry, sal jy verstaan nie. Die ander speler wat vir my verskriklik goed uitgestaan het, nou al telke maal, en ek sien veral op die socials, manne sê, hy is eintlik die man of the match gewees, dit is iets waar ons nie baie omgee as varkhart ondersteuners nie, is Malcolm, die gorilla van Germiston Marks. Hy is 'n steenpilaar, en hy is verseker die beste 2 in die wêreld, sonder twyfel, maar ek spesifiek, boys, ek het besluit,
hierdie week, en dis 'n ou wat ook week na week inklop, en ek het bietjie na die stats gekyk, Jassie. Jasper Wiese, 18 carries, ek dink hy het soos 25 kilometer gemaak, moer baie tackles, 'n turnover, 'n ou wat 'n bietjie in die moeilikheid was in die begin van die jaar, en wat kwaad was oor hy 'n ou per ongeluk net gegroet het, en ek dink 'n ou wat regtig melding het. Elke keer as ons 'n fantastiese agste man het wat uittreë in die vorm van Dwynas en daai manne, dan sal hierdie absolute talent wat terugkom in die versuur. En Jassie, jy is ons Varkard. Varkard word natuurlik geborg deur Varkard. Varkard Andies moenie twyfel, moenie wonder, ons beskerm die komkommer ou gesiggie. Varkard Andies, 'n safe place vir jou patruis. Boys, ons begin na die einde van die jaar toe gaan, en ek wil ook vir julle 'n kans gee. Gaan in die comments nou teen die Janus, dan maak jou prediction. Skryf vir my in die comments, wie dink jy gaan die Varkard wen? En dan wen jy 'n stelletjie Varkard Andies, en ook 'n chatbietjie bal, en ook ons steunpilaar Eben die Teerpaal Etzebeth se boek, sodat jy kan slim lyk as jy op die strand lê in Desember. Kry hom. Boys, daar's klomp kommentaar en gevoelens wat gedeel word oor lood, en ek moet sê, ek dink is baie regverdig. Ek dink regverdigheid moet seëvier, en is duidelik. As 'n ou intensieel iemand seermaak, of nie intensieel nie, moet jy gestraf word tot die uiterste. Ek meen, lood kon duidelik dit voorkom. Al wat hy moes doen is, terwyl hy in die lug is, ek meen, in die eerste plek, dit is sy skuld, van die begin af, laat Ramos op sy knie gegaan het. Want, hoe kan nou, dit is belaglik. So lood moes doen, van die begin af, as hy moes die besluit gemaak het, terwyl hy juist klaar in die lug is, al 2.08 meter, 120 kilos van hom, terwyl hy nou in die lug is, kon hy moes nou maklik 'n besluit gemaak het, om homself te delete in die lug, laat hy nie meer bestaan nie, en om dan vir Ramos te kan mis. In die lug moes hy net, of hy moes die reality verander het, terwyl hy klaar in die lug was, deur net 10 cm te dik, want dit is aspris, daai ekstra 10 cm is duidelik aspris, want Ramos se knie is op die grond, laat hy net af kan gaan, en dan natuurlik, soos met enige ou, almal weet hoe moet 'n ou rap. 'n Rap is, jy moet jou arms omvou, jy moet fisies, jy moet 'n borsslag manier van omvou. Lood het, sy arm was hier, teen Ramos sin, maar dis nie sy skuld nie, dis Ramos se skuld nie, dis Lood se skuld dat Ramos se arm het. Ek meen, hulle sê hy sou nie kan rap, ek meen, hoe gee jy 'n drukkie? Gee jy so iemand 'n drukkie? Of gee jy soos almal in die wêreld so vir iemand 'n drukkie? Natuurlik nie. Jy gee 'n drukkie so. Hierdie kan nie 'n drukkie wees nie, vir alles daar in die arm is nie. En dit is hoekom hy gestraf moet word. Hy moet self daai besluit maak terwyl hy in die lug is, en hy duik reeds, en die ander ou is op die vloer met sy knie, laat hy homself kan delete in die lug, en gelyk swem, en die ander ou se arm delete vir die rap. En dit is sy verantwoordelikheid. So daarom dink ek, dis 'n regverdige straf. Hy kan inteendeel net sy mond hou en bly wees. Iemand het hom nie aangekla vir betasting nie, want daarvoor het hy ook nie evidence nodig nie. Hoekom sal iemand jok? Hoekom? Hulle dit moes gevoel, en daar so, dan is dit hoe dit gaan. Want dit is mos regverdig en hoe dit gaan. Fok, botie.